Goeiemôre, jy is ingeskakel hier op Radio 33 op die program in die naam van, Aktuele Sake. Vanoggend gesels ons weer soos ouer gewoonte met Mike Bolhuis. Ek weet baie van die programme gaan nie altyd net oor misdaad nie, maar ook belangrike onderwerpe wat 'n ou nodig het om te adres. Veral as dit nou kom by so onderwerp soos vanoggend, behoorlike kommunikasie. Wanneer is 'n vloekwoord 'n vloekwoord? Wanneer is dit nodig om ernstigheid oor te dra oor iets wat jy aanspreek of oor kommunikeer? Wanneer is dit nie wys om op 'n sekere manier, soos in goeie Afrikaans, so moer te strip vir iets en emosie agter dit te sit waar jy jouself verloor nie. Goeiemôre Mike, dankie weer eens dat jy jou tyd aan ons afstaan in jou besige skedule om vanoggend met ons te kan gesels oor die onderwerp van behoorlike kommunikasie. Ja, Marius, hallo julle almal. Hierdie is 'n baie elephant in the room conversation. It's 'n baie moeilike subject want ek glo nie julle het al na hierdie gesprek gehoor in soveel detail nie, want ons het 'n halfuur. Jy sal so nou en dan 'n opinie hoor of 'n mening of uitbarsting, maar het ons dit al ooit behoorlik werklik waar onder 4 oë ons en julle as die luisteraars het behoorlik deeglik deur bespreek en dan kan ons volgende week vrae beantwoord. Ja, ons het al so vlugtig. So ek het 'n paar notas vir Marius gegee waar hy my op moet remind. So ek gaan begin deur te sê dat ons as spesialis ondersoekers het 'n manier hoe ons praat. Mechanics wat karre fix het 'n manier hoe hulle met mekaar praat. Is nie te sê dat as hulle by die huis is, by vrou en kinders, dat hulle dieselfde manier praat nie. Jy het 'n priester, 'n predikant, 'n evangelis, wat op 'n sekere manier praat. En is ook nie te sê dat hy, as hy in sy vriendekring is, of by sy vrou, en in sy verhoudings met sy kinders, op dieselfde manier praat nie. Daar mag dalk 'n verskil wees in kommunikasie, want daar is doele wat jy wil bereik in wat jy wil praat. En praat is baie belangrik en dit kan misdadig draai. Onthou, ons moet maar altyd teruggaan na die skrif en wat die woord in die Bybel sê, en die Bybel waarsku dat die mond is die gevaarlikste wapen wat daar is. Hy is by verre die grootste skademaker, veroorsaker in die wêreld. Daar is nie groter nie, want hy het 'n skade wat onmiddellik is en dan oor 'n tydperk gesien kan word, in sulke goed soos verkeerde besluite, in sulke goed soos die verbreking van verhoudings waar mense dan nie meer met mekaar kommunikeer nie. Ons sien dit op presidentslevel en op die man op die straatlevel. As 2 presidente nie van mekaar hou nie, wat se verskriklike nagevolge het dit vir 'n land, wat moontlik dan in weens gesindhede selfs tot in oorlog teenoor mekaar optree. Jy weet, ou dink nie aan hierdie goed nie, maar elke ding wat jy sê en alles wat jy presenteer met jou agter jou bewoording, is daar 2 dinge wat jy moet in ag neem. 1, jy wil iets daardeur bereik. Het sy aanvaarding, het sy dat jy gehoor wil word, het sy dat jy 'n opinie wil oordra, 'n antwoord wil gee, 'n stelling wil maak, 'n vraag wil vra. Daar is 'n doel agter en enigiets wat jy doen, al is dit komplementerend, dan is jou doel om iets te komplementeer. As ek uitstap en ek sê vir myself, my maggies, kyk hierdie pragtige vlinder, dan het ek mos dit bereik wat ek wou gesê het en ek het myself gehoor sê en dit is 'n chat tussen my en myself. Jy kan met jouself kommunikeer en jy baie keer kommunikeer met jouself in jou kop. Waar jy vir jou vra as jy iets is mee besig en sê, hoorie, moet ek hierby betrokke raak of nie? En baie mense dink en praat met hulle kare in hulle kop, terwyl ander mense met hulle praat, dinkend al reeds wat gaan hulle sê vir daai persoon. So, kommunikasie is 'n verskriklike groot onderwerp. Maar ons gaan dit kondens na 'n spesifieke veld. En dit is, kom ons sê, kraswoorde, ingekleurde woorde, vloekwoorde in aanhalingstekens, ware vloekwoorde en maniere van kommunikasie wat kan skadelik wees en maniere van kommunikasie om seker te maak dat jy
die ou spreekwoord uitvoer, tel jou woorde, dink 2 maal voor jy iets sê, maak 'n ingeligte besluit voor jy 'n stelling maak, maak 'n wyse stelling, en dan daarbey gestel oor al hierdie goed, wat is die doel en die rede en wat wil jy bereik, wat moet wees positief. Jy gaan tog nie iets net nutteloos sê, of jy ken die ander spreekwoord ook, wat sê, if you ask a stupid question, you get a stupid answer. Jy gaan nie net onbenulligheid net eenvoudig praat nie en jou mond spoel nie, alhoewel dit, soos ons al voorheen gesê het, skinder en kakpraat is die grootste sport in Suid-Afrika en is in die wêreld ook, as banter, skinder en kakpraat, aanhoudend. Hoeveel dokumentêre films het julle gesien waar julle sien hoe mense net oor en weer skinnerend te kere gaan. As jy 'n dokumentary kyk en die ou se vrou is weg en iemand begin 'n storie spin en sê ja, hy het haar vermoor. As jy weer hoor, is net nuusblaaie ver voor, hier, daar en agter, oor veral in Amerika en in enige ander lande waar daar net soos hier, maar baie groot sosiale volgelingstelsels is. Dan as jy weer hoor, is die man is 'n moordenaar, en dan kom sommer ewe skielik alles uit en dan word wat ek noem die devil's algebra toegepas, daar word ge-add en subtract. Subtracting the good of the person and adding the bad to a person. Wat 90% fake news is en onwaar is. En dan later vind hulle uit dat die vrou was ergens heen gewees en sy is geval en sy is daar dood en dit is daar was geen misdaad nie. Hoe stel jy dit reg? En it doesn't. En dit word nie reggestel nie. Jare daarna loop jy ou nie, waar jy ook al is, dis die ou wat sy vrou vermoor het. Dis die skade. Dis die langstaande skade. Dis die ondeurdagte stellings, plasings, kommunikasies wat baie mense maak. Om ten einde ook vir daai wat in die bedryf is, sensasie te veroorsaak en geld uit te maak. Maar kom ons praat nou oor Mike Bolhuis en sy mense wat werk as spesialis ondersoekers onder ernstige geweldsmisdade, ernstige ekonomiese misdade en ernstige kubermisdade. En kom ek begin deur net 1 of 2 voorbeeldjies te noem. As jy na jou mechanic toe gaan en jy sê vir hom, hierdie kar van my sukkel. Jy's nou 'n ou wat nie ingekleurde woorde sommer gebruik nie. Maar jou mechanic is 'n ou wat dit sê soos wat dit is, né? En hy gaan hierdie kar en hy kom nou uit, visualize dit nou. Hy's vol olie en hy het 'n merk oor sy wang en hy het hierdie gestig en hy het hierdie mallet en hy's daai tipe wat ons nou sê mechanic, né? Let's say it as it is, né? Let's call a spade a fucking shovel. En hy sit sy anders op sy heup en hy sê vir jou, jy het hierdie kar deur jou fucking gat getrek. Vloek hy jou, of verduidelik hy vir jou dat die penny drop. Jy verstaan? Nou kom daar 'n druggie in my kantoor in, en hy chip heeltyd in, en ek sê vir hom, luister ou seun, ek is besig om na jou ouers te luister. As jy nou weer in chip, is die gord gaar. Okay? Ek begin so 'n klein stellingkie. Nou praat die pa en dan chip hy weer in. Dan sê ek vir hom, luister, shut the fuck up. Hy sien in my vingerwys, in my oogkonfrontasie, in my body language, wat ek meen, en die penny drop by hom, want dit is die taal wat daai milieu van mense wat verslaaf is aan dwelms, 'n sekere groep, verstaan. Het ek hom gevloek, of het ek hom mooi laat verstaan? Partykeer is dit nodig dat ek 'n derde keer, as hy weer oorrol en hy doen allerhande body language, dan staan ek op, vat ek hom aan die nek, posisioneer sy gesig reg en gee hom 'n klap teen die wang, sodat hy sy ouers kan respekteer, kan aandagtig luister, want hulle is hier om hom te red. En ons probeer hom red en ook daarna by die Here uitbring, want jy kan nie 'n druggie by die Here uitbring terwyl hy voor jou sit in daai attitude nie. Jy moet 'n ingeligte besluit neem. Maar wat was my doel van daai kommunikasies wat ek nou net verduidelik het? Was dit tot nadeel van die persoon of tot voordeel? Het ek op die vinnigste en die effektiefste manier bereik wat die doel is om te bereik? Kom ek skets dit nou andersom. Imagine nou, jy kom nou by jou mechanic, jy ken nou jou mechanic, maar jou mechanic het nou besluit, hy gaan nou vandag op 'n heel ander manier met jou praat, en hy staan weer daarso, weer die hele body language, vol olie, hande op die heup, en hy sê vir jou, hoorie, jy het nou werklik waar nie mooi na hierdie voertuig gekyk nie, jy het hom nagelaat. Watter een van die twee stellings
vir die persoon wat jy ken vir wie en wat hy is en waarvoor hy staan en hoe hy praat en kommunikeer met jou, om die penny by jou te laat drop. Wat 'n stelling het hier gewerk? Nou gestel ek sit met daai druggie en ek sê vir wag my ou seun, wees nou net rustig, wees kalm. Jou ouers is hier, ons is lief vir jou, ons is almal lief vir jou, ons wil jou by die Here uitbring. Ons bid vir jou, ons dink aan jou. Gee my jou hand, laat ek net wees net rustig, kalm. Kyk vir my, konsentreer. Will that work? Ek is mos nie besig mos nou om die doel te bereik wat jy wil bereik. Die ander ding in ons werk is, ons moet van A tot Z op die vinnigste, effektiefste manier werk, want buite my kantoor staan die volgende, en die volgende, en die volgende, en die volgende, en 50 oproepe wag, en my taakspanne is all over. Ons is oral besig. Nou kom ek noem 'n ander voorbeeld. In kommunikasie, waar mense sê ek is ongeskik, en ek luister nie, en ek chip in, en ek is arrogant, en ek is dit, daai en die ander. Nou bel iemand my. Kom ons sê sy ou tannie. En sy begin praat, sê, Mike, jy weet, ek het met op hierdie ding ingegaan, op die netwerk, ek ken nie die smartphone so goed, en sy vra, tannie, stop. Sy bou nog aanpraat, en sy hoor nie mooi, en sy sê, tannie, stop. Ek het bereik wat ek moes bereik het deur haar stil te kry dat sy nou luister. En sê ek, tannie, luister nou vir my, en ek stuur vir jou die recording. Nou, ek gaan tel nou die sekondes van hoe vinnig doen ek dit. Stuur vir my 'n getikte WhatsApp, tannie, met wat die probleem is en jou versoek. Verduidelik vir my wat jy vir my wil vertel in 'n getikte WhatsApp. Dan sal Mike daarna kyk en dan sal hy vir jou antwoord gee en hy sal indien nodig jou kwoteer en my cybercrime eenheid sal jou bel. Daar sê hy, it's done. Dan sê hy, dankie Mike, en sy sit neer. Maar imagine ek gaan nou vir 10 minute in 'n chat met haar. Hoe kom ek by almal vandag uit? Weet julle dat ek praat ten minste 2 keer 'n dag op 'n radio, waarvan Woensdae nou die ergste gaan wees. Half 9 elke Woensdag praat ek op 'n internasionale Islam radiostasie. Nou, die idee is onmiddellik skokkend. Hey, wat soek jy daar? Jy's 'n Christen en. Hier's die ding, ek praat oor misdaad. En hier's baie moslems en baie ander gelowe in ons land. En ongeag wie aan my deur klop, as daar 'n misdaad gepleeg word, moet ek en sal ek en wil ek daai help. En jy sal nie glo, jy sal glo, want as ek iets sê, is dit so. En jy kan dit luister, ek sal vir julle hierdie podcast van vanmôre laai. Hoe openlik en eerlik en straightforward is daai chats. En ek staan uit vir waarin ek glo. Jy kan nooit iemand oortuig om die Here te dien deur om in dit in te praat nie. Jy moet 'n lewe lei wat hy in jou sien, wat sê, luister jy is so. Ek weet jy is net so sondig soos ek ensovoorts, maar jy dien die regte God, ek wil daai God dien. Dis hoe jy iemand by die Here uitkry. Maar anyway, terug op die onderwerp. Die manier hoe jy praat is afhangende van die tipe van werk wat jy doen. As jy op die beurs werk of met gelde werk en jy moet vinnige en verskriklike besluite neem, is daar 'n spesifieke manier hoe hulle praat onder mekaar. Daar's prokureurs wat verwys na kollegiale kommunikasies. Hulle het 'n manier hoe hulle praat. Ek weet nie of julle al hierdie hofdokumente al gesien het, dat die verskriklikheid is snaakste en onnodigste bewoordings onder die son. As ons maar net by 'n hof kon instap en sê, Your Honor, hier's my storie, plain, straight en simpel, hier's die facts, hier's die feite, ek sê dit soos wat dit is, sal ons howe vinnig meer genoeg spasie het vir al die sake wat in lyn staan. Maar daar is oral protokolle in plek, en jy kan nie omdat dit nie vir jou by jou aanklank vind, of jy nie daarmee saamstem of like, die persoon daaroor kruisig, banish, isoleer, afsny, weggooi, nie assisteer of toetree, help, ondersteun of gebruik in jou lewe, net omdat sy kommunikasie in die manier van die tipe van werk wat hy doen, andersins as joune is, omdat jy dit nie noodwendig doen nie. So iemand wat nou na hierdie nuwe reeksie van my kyk, 'n klein reeksie wat ons juis ingebring het, wat knellende, kriebelende, al die K-woorde, onderwerpies is, wat miskien nou nie jou probleem is nie, soos die een van die size van jou organe, wat nou soveel aandag getrek het en soveel reaksies.
dit nodig om te reageer. Hier, die stellings wat gemaak word van Bolle, jy is 'n professionele ou, kyk wat doen jy nou as jy 'n TikToker, sulke goed. Waar kom iemand op so 'n afleiding af? As jy mooi gaan kyk na hierdie snippets, is dit goed wat issues is in gemeenskappe, maar nie almal het dieselfde issue nie. Baie ding kan jy net luister en sê, well, that's it, I don't have that problem. Maar jy sal nie glo hoeveel mans het daai probleem nie. En dieselfde met enigiets wat ons daar plaas, is 'n kort 1,5 minuut stelling wat 'n spesifieke onderwerp adresseer en ons presenteer hom in 'n manier soos wat ek hom in 'n kommunikasie of in 'n saak of in 'n kom ons sê selfs 'n debat oor 'n onderwerp sou presenteer, condensed, quick and easy to the point. En dan vra ek nou weer, wie vloek ek daar? Jy weet, jy kan enige ander woorde gaan try en soek om die penny te laat drop by mense. Jy gaan dit nie reg kry nie. Die bestaande woorde wat deur die jare aanklank gevind het by ons, is hierdie woorde. Jy weet, nou die dag, toevallig maak ek 'n WhatsApp oop oor rugby. Ek is nou, en weer eens, dan gaan iemand weer altyd, jy sal dit altyd kry. Omdat ek nou nie 'n rugby kyker is nie, is ek nou 'n tipe. Omdat ek nie sportkanale kyk nie, is ek nou weer so. Omdat ek nie braai nie, ek braai nie. Ek het in my lewe nog nooit gebraai nie. Maar hoekom sal ek in mense se oë geklassifiseer word as 'n letterlike useless piece of shit? As jy nie mainstream is soos wat alles en almal alles saam doen nie, sal die mainstream wat alles en almal saam doen 'n probleem hê met jou. Ek kan onthou toe ek 'n kind was, het hulle jou gespot as jy skaak gespeel het. What the fuck? So hierdie goed gaan nie weggaan nie, maar hopelik drop die penny by almal wat hoor. Jy kan nie iemand afskryf in al daai goed wat ek gesê het, omdat hy van sekere goed nie hou nie, waarvan jy hou en vice versa nie. En omdat kommunikasie anders is in elke veld. Ek daag enigiemand in die hele luisteraarsgroep en in Suid-Afrika uit om 'n week te kom shadow saam met ons. Net 'n week saam met ons te kom werk. En dan sal jy baie gou verstaan wat se verskil maak die taal om die doel te bereik. Jy weet, my oproepe elke dag rekord ek. En ek kak omtrent 80% van daai oproepe kak ek mense uit. En stop ek misdaad. Ek het vanmôre 'n oproep gehad van 'n vrou wat gesê het sy gaan mense doodskiet. Nou imagine ek hou nou net lekker met daai. As dit nie my stem dik maak en ek gebruik al wat nodige ingekleurde taal is, het ek nie daai vrou stil gekry nie en het ek haar nie in vrees gekry dat ek haar gaan toesluit. En toe sê nog die audacity om vir my te sê, hoorie, maar ek wil toegesluit word, ek het niks meer om voor te lewe nie. So julle moet verstaan, as jy die sake sien, die sextortion sake sien wat ek hanteer. Hoe dink jy praat ek met iemand wat 'n ander persoon afdreig met kaalfoto's? Ag kom nou hoor, jy kan ons nou nie dit doen nie, sies vir jou man. Dit gaan ons nou nie werk nie mense. So die punt wat ek try maak is dat jy moet jou kommunikasie identifiseer in dit wat jy wil bereik op die vinnigste, effektiefste manier om die doel te bereik, om die oplossing, sukses en positiwiteit daaruit te kry. Ons gaan nie te veel praat, te meer praat en jy gaan nie na die punt toe kom nie. Nou, wie het besluit? Wie? Sê my asseblief, ons kan dit volgende week beantwoord, dat fok is 'n vloekwoord. Maar hier kom dit nou. So ek kyk nou die dag toevallig, maak ek 'n rugby videoetjie oop. So nou weet julle al klaar goed wat ek nie van hou nie, ek kyk nie rugby nie, ek braai nie. My vrou is die beste braaier wat daar is. Dan sal iemand weer sê, my magtig Mike, hoe kan jy nou dat jy vrou vir jou braai? Wat 'n mens is jy? Is jy 'n Suid-Afrikaner? Hier's nog 'n ding wat julle nie sal wil hoor nie. Ek hou ook nie van biltong nie. Ek is 'n ou wat 'n baie rare en 'n snaakse dieet. Ek is gek oor oefeninge. Ek doen heavy CrossFit oefeninge. Ek hou van berge klim, ek hou van duik. Ek hou van baie ander goed wat baie mense nie doen nie. Maar ek gaan nie 'n ou as my buurman nie iets doen nie, of jy wat luister of iemand wat ek ontmoet, nie dieselfde is as ek. Ek skryf nooit 'n mens af nie. Hulle is die grootste boef. Ek try om altyd beïnvloed, intrek, verander, leer, onderrig, help, ondersteun en by die Here uit te kry. Want dis my uiteindelike doel en dis waarmee ek in hierdie gesprek gaan afsluit, soos wat julle weet. Maar hier maak ek hierdie rugby videoetjie oop en hier is ek besig om 'n of ander rugby speler te interview. Julle het seker almal gesien en julle mors dood gelag. En op 'n stadium vra die omroeper van, hoorie maar,
dit was seker so en so, en hy sê, ja, fok, klipbaar, nasionale TV op al die kanale. Maar hy onmiddellik bloos en vra seker 10 keer om verskoning en so voort. Maar wie het hy gevloek? Niemand nie. Hy het 'n woord gebruik wat almal presies geweet het. Ja, fok, dit is so. Dis soos wat jy ry in die taxi ry voor jou en voor jy jouself kan vind, vir jou eie onthaalwe, vir 'n vorm van onlading, sê jy fucking taxis. Hier is die ander ding, mense. As jy dit net dink, het jy dit gesê in hierdie geval, my volk. So, hoekom maak ek so klein paar laggies hier tussen in ware en ernstige stellings? Because it's come to that. Die realization, as ek hierdie goed sê, het jy of 'n smile op jou gesig, of jy het 'n realization op jou gesig, of jy grinnik of lag daaroor, want jy weet dit is after all so. As jy eenvoudig glad nie kommentaar het of enigiets nie, is jy net plain dwars. Kyk, jy kan jouself so afsluit van iemand en jouself so teen jouself en teen iemand in en opwerk, dat jy nie 'n woord wat enigiemand ooit vir jou sal sê, of daai persoon, insluitende ek nou vandag, Mike Bolhuis, dat jy jou deure en jou ore en jou oë so toe sal maak, maar jy sal nog steeds luister, want jy is nog steeds geïnteresseerd, sodat jy later in jou eie kop kan skinder en kak praat, en kan aan dinge dink wat jy kan my verkeerd bewys, en kan slegs sê, en dan hardloop jy soos 'n keyboard warrior, en jy gaan sê en reageer op al die goed wat ek sê. You will never find anything good to say about me, en oor ander mense ook, en daarvan het ons baie, and that's the real reality. Maar anyway, so, wie het besluit? Bliksem is 'n vloekwoord. Nou doen ek 'n klomp sê, maar ek doen baie pull-ups. Nou doen ek in die laastes bekak ek myself van moegheid en pyn, dan sê ek baie keer bliksem as ek daarna afklim en my voorarms en my elmboë is seer. Wie vloek ek? Waar vloek ek? Waar doen ek iets daar verkeerd? Nou sê ek vir 'n ou, luister, ek waarsku jou nou, as jy dit weer doen, bliksem ek jou. Waar doen ek iets verkeerd daar, anders is om te keer dat daar 'n misdaad is, en as hy dit weer gaan doen, en wat gaan werk as ek vir hom sê, hoorie, as jy dit nou weer doen, gaan ek jou slaan. Wie het gesê bliksem is verkeerd? Wie het gesê donder is verkeerd? Nou werk 'n plaasboer met van sy equipment, en hy staan daar so, en hy kyk na al die equipment, en hy sê, my donder, hierdie equipment is nou te oud, ek moet dit vervang. Wie vloek hy daar? Weet jy wat, as ons net, en ek sê nie, dit gaan nog nie verander nie hoor, dit gaan nie môre na hierdie gesprek, gaan môre almal nou buite daar rondloop in die straat en sê, fok, donder, bliksem, net vir die grap nie. Hierdie is woorde wat ingekleurde woorde is, vir jouselfers of vir situasies, waar jy die klem lê, op dit wat jy wil oordra, om te bereik. En die nadeel is, dit kom neer op, dat mense dit nie noodwendig doen nie, want dit is die norm, en dit is nie aanvaarbaar nie, en dit is die protokol, en alles wat in plek geplaas is, omdat somebody somewhere het gesê, hey, hierdie woord is 'n vloekwoord. Ek kan baie ander ergere woorde noem, wat jy vir jouself sal afvra, waar kom my woord eintlik vandaan? As ons begin praat oor alle onderdele van mense, wat sommer net 'n naam gegee is. En jy moet 'n bietjie die woordeboek gaan kyk, ek kan jou skok hoor. In ons jare toe ons klein was, as hulle jou hare alles afgesny het, het hulle dit genoem poeskop. Nou, wie vloek wie hier nou? Waar? Maar nou het iemand daai woord gevat en dit begin noem vir in gesprekke, en iemand dit genoem, en nou sommer almal met hare ook dit genoem, en toe sit nou somewhere along the line het ergens die equation heeltemal verander, wat gesê het, deur daai woord. En die mees gebruikte woord is fok. Het gesê, dis die vloekwoord. My oupa, my Nederlandse oupa, sy naam was Fokko, F-O-K-K-O. Dit was sy naam. Die Fokker vliegtuig bestaan. In ander lande kan jy in Europa inloop, en jy kan die verskriklikste bewoording sien oral, wat hier 'n vloekwoord is, inverted commas. Kom ek sê vir julle vandag, wat is vloek? 'n Vloek is nie vloek nie. 'n Vloek is 'n vloek wat jy plaas op iemand. As jy God se skepping, sy mens, die kroon van sy skepping, 'n vloek oor uitspreek. As jy mense wat
gestremd is, stupid en dom noem. En die Bybel waarsku daaroor. As jy mense sleg praat, onwaarhede teenoor hulle bring, val dit onder 'n vorm van 'n vloek wat jy oor hulle uitspreek. Dit is die skade woorde. As jy iemand 'n hoer noem wat nie 'n hoer is nie, as jy iemand 'n slet noem wat nie 'n slet is nie, as jy iemand die verskriklikste name toevoeg in sy gesig en oor hom skryf en plaas en sê dat dit nie die geval is nie, dan is jy besig om met vuur te speel. So, that is the dangerous thing. So, terug te kom na die onderwerp, en ek is amper klaar, in ons werk neem ons natuurlik alles in ag. As ons met kinders werk, is daar 'n manier hoe ons met die kinders praat. Kleintjies nou, onder 10, 8, verkrachting, kindermolestering, pedofilia sake, is daar 'n manier hoe jy praat. As ons met ouer kinders praat, wat losbandig is en betrokke is by dwelms en ouerhuise, is daar 'n manier hoe ons praat en hoe jy met hulle kommunikeer. En ons doen dit vir jare, der jare. As ek in 'n kerk 'n toespraak maak, dan vra ek altyd vooraf, uit respek uit, vir, is dit ou mense, is die mense eng, is hulle, hoe wil julle hê moet ek hierdie ding hanteer? Ek doen dit uit respek uit. As ek by 'n laerskool praat, dieselfde. As ek by 'n hoërskool praat, sê hulle baie keer vir my, Mike, just say it as it is, they need to hear it. So, waar ek ook al praat, hier op die radio, is dit die eerste keer dat ons 'n behoorlike uiteensettende gesprek oor hierdie onderwerp het. Is my doel om mense te bereik. Dit gaan niks oor arrogansie nie. Dit gaan niks oor dat ek myself wil projekteer of op enige manier myself wil verryk of bevoordeel nie. Dit gaan om die persoon of persone of entiteit teenoor wie ek praat en met wie ek praat, om te help, om te ondersteun, om te verlos in die omstandighede, om die omstandighede aan te spreek, om die probleem op te los, om dit positief na te laat, om die misdaad te stop of te verhoed. That's the aim. Ek sit nie net in die kantoor en babbel nie. Ek praat direk tot die probleem. As iemand na my toe kom in die kantoor en sy kar is gesteel, bespreek ek die onderwerp vinnig, klinies tot die punt. Ek spring nie rond en praat dan oor die natuur en oor bergklim en oor wat ek like en of ek braai en waarvan ek hou en waarvan ek nie hou nie en waarvan hou jy en waarvan hou jy nie. Dis 'n kliniese chat, to the point. As iemand na my kantoor toe kom en hy het 'n probleem en hy is verslaaf aan pornografie, sê ek dit soos wat dit is, presies soos wat dit is, in detail, tot die punt, met daai doel om daai onderwerp aan te spreek en die verlossing te bied. En dis hoe ons werk. En dit is dieselfde hoe ons werk met sosiale media. Ons raak nie betrokke by skinder en kakpraat. Ek reageer nie op die paar persent wat iets te sê het oor hierdie kort klein videoetjies wat ek uitgestuur het. Nog minder het ek gereageer op enige van die mense wat voorheen, op enige van ons goed wat ons geplaas het, gereageer nie. Ek dink Rian het een keer op 'n stadium vir 'n klomp mense wat, as ek in die rapport verskyn het, hier so 20, dieselfde ouens oor en oor wat iets te sê het oor my. Ongeag, hulle lees nie eens die berig nie. Hulle het net gesien Bolhuis, woep, dan sê hulle iets. Het Rian hulle een vir een gebel en gesê, hoorie, kom op die show en kom sê dit in Mike se gesig. Nie een, not one, het vorendag gekom nie. Nie eens teruggereageer nie. Hulle het sleg gevoel dat Rian uitgevind het hoe hulle nommers gekry het en dat hulle in die hande kom kry. So, die bottom line is, ek sê dit vir die hele Suid-Afrika, ek sê dit vir julle almal daar. Imagine ek gaan nou môre en ek verander, geforseerd, en ek gee 'n hele ander persona, 'n hele ander vorm van praat, 'n hele ander vorm van presentering van myself, geforseerd, because that's not me. Maar imagine ek is môre, glad nie ek nie. Ek is nou die, kom ons sê die prim en proper Piet Pompies. Wat dink jy gaan dit bereik wat nou luister in Suid-Afrika? Do you think really I'm going to reach anybody, make any difference whatsoever in die tipe van werk wat ek doen? You need to be yourself always. Ek sal nooit, ooit verander in dit wat ek is, net beter. Ek sal altyd probeer beter wees. Ek is altyd oop om te leer. Ek is altyd bereid om te verander tot beter, maar nie tot nadeel nie. Enige ander maniere wat ons moet praat,
met al die boewe, misdadigers en goeie mense en ons kliënte en almal ingesluit. Ons moet dit op hierdie manier doen en op die korrekte, vinnige, tot die punt en as nodig. Want onthou, ek moet sê as nodig. Ek doen nie elke sin net sommer net met 'n inkleerwoord nie. Inkleerwoord is wanneer jy iets meer detail wil gee. Soos 'n inkleerboek. As jy 'n inkleerboek kry, is hy net wit en swart strepe all over the place, mannetjies, gediertetjies en alles. Die oomblik as jy hom inkleer, dan is die prentjie mos 100 maal beter. So that's how it is. If it's necessary, it's done. Met die doel, die agenda om te bereik tot daai persoon, party of entiteit se voordeel tot verlossing, tot oplossing. Ek word juis gebel omdat ek nie kak vat nie. Ek kan baie staaltjies vertel as vrou of baie gebeur baie. 'n Vrou vir my sê, "Ooh, maar jy's so ongeskik. Ek kan nie eens praat nie." Ek sê, "Mevrou, luister nou mooi. Jy het my gebel. Hoekom?" "Ja, ek wil jy help my nie saak, maar jy weet ek voel gebombardeer." En sê ek, "Mevrou, dis hoekom jy my gebel het, want jy weet ek gaan nie kak vat van die ou wat jou die geld skuld nie." Die bottom line is op die einde van die dag, jy gaan nie almal tevrede kan stel nie. Ek kan nie volgens almal se poppe en pype dans nie. Ek gaan nie almal kan probeer dat hulle my aanvaar nie. Ek gaan nie almal kan imponeer of kan intrek en help en ondersteun nie, want jy gaan nie almal tevrede kan stel. Nie almal gaan gelukkig wees nie almal gaan happy wees nie. Maar ons doen die beste wat ons kan met dit wat ons het in hierdie land, in die slegste omstandighede wat hy hom nog ooit bevind het, nou bevind, in ons manier van kommunikasie. Straight to the point, call a spade a fucking shovel, kleur die ding in so goed soos wat hy is, om die doel te bereik, om sodoende die oplossing te vind. Marius, ons is oor die tyd, maar ek weet nie of jy net iets wil bysê, maar ek dink ons kan aangaan volgende donderdag op hierdie ding. Ja, ek wil maar net die luisteraars verseker, hierdie program sal altyd 'n feitelik op die man af 'n program wees en daar gaan gekleurde taal hier wees. So as daai nie vir jou is nie in die missie konteks, dan is dit maar beter jy op luister, want dit gaan jou tyd mors en almal anders se tyd ook mors om verder hierna te luister. Yes, maar ons hoop dat ons naaste liefde te kan toepas, dat ons mekaar almal kan vind en met mekaar kan werk. Almal met die einste doel om almal nader aan die Here te kan beweeg, 'n verskil te kan maak aan ons naaste. Ons kan nie ons naaste net eenvoudig afsny omdat hulle anders is, omdat hulle nie van dit hou of dat hou, of nie soos jy is nie, of nie soos jy dink nie, of nie soos jy glo nie, of nie soos jy stem nie, en nie van dieselfde rugby span as jy hou nie. Jy moet al daai goed op sy skuif en na 'n ander mens kyk hoe jy hom kan help in sy verhouding met homself, dat hy met homself kan verbeter en met mense in sy verhouding met die Here. Dis ware naaste liefde. En onthou maar, laat ek afsluit met 'n gebed deur te sê, die Here God sê, nie vra nie, sê jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou magte, al jou kragte, jou hele wese, en hiermee gelyk staan jou naaste soos jouself. Ons kan nie daarby verbykom nie, mense, glad nie. Niemand van ons nie ek nie, niemand nie. En ons is almal sondaars, en ons is almal verlore sonder God. En ons staan almal eenkant, en ons slaan ons hand op ons bors, en ons sê, Here God, wees ons arme sondaar genadig. Maar ek is vir julle almal lief, ek gee vir julle almal om, ek wil julle almal help, ek sal alles in my vermoë doen, om altyd mense te help, dis my doel en my agenda. En ek bid die seën van die Here oor julle, en dankie vir die geleentheid, Marius. Dankie Mike, ons praat volgende week weer. Moeilik. As jy dan vanoggend se gesprek gemis het,